Ek is Vaanroots van Bronkhorstspruit, begin in die weermag, saam met Willebeuele by Valskerrebataljon en party plekke 6-2 Meg, saam met Roland en allerhande plekke. Op die einde van die dag opgeëindig as 'n boerstreep besigheidsman Bronkhorstspruit en by die kommando as die opleidingsbevelvoerder Bronkhorstspruit kommando. En ek dink in 2003 het die staat gesê kommando's maak toe. Oor die volgende 6 jaar dink ek dit reg die ouens sal kan help, word dit uitgefaseer en dit het redelik op die plase begin kom ons sê drasties verkeerd gaan, want die hele kommandosysteem het nie bestaan nie. Ek het ongelukkig nou nie aanbieding saamgebring nie, want Jan het nie gesê ek moet aanbieding bring. Ek het nie geweet eers ek gaan praat nie, hoor. So ek gaan net uit die hart uit praat of vir julle min of meer vertel. So kom ek begin eers en sê, nadat die kommandosysteem toegemaak het op 'n stadium toe ry ek en ek sê vir die Here, wat gaan hier aan, Here? En die Here sê vir my wat Arno vanmôre mee begin het, wat sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, elke gees wat heers oor hierdie aarde. Weet jy, en toe die Here dit vir my sê, toe sê ek maar nou, wat moet ek aan doen? Wat kan ek, wat is die mag? En ek ry eendag op Bronkhorstspruit, ek ry tussen 2 monumente verby, waar die een die boere en een die Engelse monument is, en ek stop, en ek klim uit, en ek sê, hier is legioene of hier is duisende Engelse dood. En hierdie kant het 1 boer gewond. En ek dacht, Jesus boetie, kyk net hier. En die Here sê vir my van, trots, boere trots. Julle pride is wat in die pad staan. En ek gaan en ek sê, weet jy wat, kom ons vat die ou kommandosysteem en ons try maar leef. En ek het dit begin, hoe lang terug reed, in elk geval hier 15-20 jaar terug, het ons met boere begin gesels en gesê, kom ons herleef die ou systeem, maar dit gaan oor voedselsekerheid. As ons nie sisteme op die plaas het nie, trek die boere weg. Dit het by ons begin gebeur. Hulle toer. En die res wil oorlog maak. En teen wie maak jy oorlog? En ons gesê, kom ons stop dit. Kom ons kry 'n sisteem wat kan werk. Die ou kommandosysteem het gewerk. Glad nie op julle vlak nie, naaste by nie. Ek het 'n papiertjie gehad, dat ek net kyk wat ek met hom gemaak. Ons het 'n klomp goed geïmplementeer. En ek gaan net raak aan wat ons doen. Ons het eerstens gegaan en gesê, kom ons kry kaarte, ons sit ons hele area uiteen, ons praat van 177.000 vierkante kilometer, wat van oost na west die N4 snelweg is, wat vir ons 'n ontsettende groot probleem is. Dan van noord na suid is dit die Groblersdal, Delmas pad wat deurloop, en dit klomp ander paaie. So is het om eers in 4 blokke opgedeel. En toe begin ons mense identifiseer in al die areas, wat regtig bereid is om wat omgee vir die mense in sy area. En ons het hulle begin werf en gesê, kom ons te groepe in elke area, soos wat ons in die kommando's gehad het. En ons het op hierdie stadium, vir die afgelope, kom ons sê 15-20 jaar, het ons hierdie klomp groepe verfyn, is alles op kaarte aangeteken, ons het begin met opleiding, want ons het gesê, wat help die ou ry patrollie en hy weet nie wat hy doen nie? Wat doen hy vanaand as daar 'n plaasaanval is, en hy dag daarop en hy vertrap die toneel totaal, en is absoluut chaos, want hulle vertrap mekaar, en as ek 'n krimineel was, het ek hulle almal uitgehaal op hope. So het gesê, kom ons begin gebeurlikheidsbeplanning skryf vir ons areas, wat by al die groepe van toepassing is. So wat gebeur het in ons area is, opleiding het begin plaasvind, ouens het hulle self begin groepeer, mense het begin patrollies ry, en regtig ons het misdaad uit ons area begin uitdryf. Wat het gebeur? Misdaad het oorgegaan, en dis waar ek nie met Jan heeltemal saamstem nie, na die area langsaan toe, wat 'n briljante ding was. Want toe kom hulle en sê, weet jy wat moet ons doen op Delmas? Laat dit nie by ons gebeur nie. En as ons almal dit doen, dryf ons misdaad totaal uit die sisteem uit op die einde van die dag. Daar's klomp nadele en ek gaan nie by al die goed vas. As daar's hoop, ek kan jou vir 2 of vir 3 ure besig hou met wat ons doen. Ons is besig met internasionale ouens, Reed sal vir jou kan vertel, met die Australiërs was by ons, nou, soos in 2 weke terug. Die Amerikaners is by ons betrokke, die Kanadese, die Engelse, verteenwoordigers van polisiemagte, alle ons wat kom wat sê, wat doen julle, hoekom werk dit, wat gebeur hierso, hoekom is hier die misdaad nie, hoekom bly boere op die plase, allerhande goed so, ons praat met Willebie wat daar agter sit is, saam met Roland baie betrokke, wat Roland sê, dis presies wat ons doen, want dis maar wat ons in die weermag daar gedoen het, so ons doen presies dit, en generaal Roland is saam met hulle besig om basies dieselfde model oral uit te dra. Ons het so ver gegaan om te sê, kom ons ontwikkel protospanne, die ou reaksie mag in die ou dae, waar ons klomp jong manne kry wat opgelei is om 'n situasie te kan hanteer. Want weet jy wat gebeur? By ons gaan 'n alarm af op 'n plaas of iemand kon roep op die radio, 200 boere jag uit en hulle sê vir die polisie kom uit en vir my moet 'n hond kom uit, dan kom ek daar en sê wat 'n spoor?
moet ek nou hier jag? Of waar's vingerafdrukke? Alles is totaal vertrap. So ons vat ouens en ons lei hulle op en sê, jy's die eerste lyn wat uitgaan vannag. Jy's die ou wat weet militêr hoe om die plek af te kordon. Jy's die ou wat die crime scene bewaar. So jy gaan en jy maak seker dat spore, vingerafdrukke, al hierdie goed bewaar word. Weet so, hy hanteer die hele crime scene, maar hy's hoogs opgelei om ook te kan oorlog maak. En ons weet jy wat doen ons, en ons vat hierdie goed na die polisie toe en ons sê vir hulle, dis ons gebeurlikheidsplan vir 'n plaasaanval. En teken vir ons daar, kolonel, dat jy saamstem daarmee. Sodat as ons uitkom by 'n toneel, en dis wat ons doen in die polisie daag nie op nie, sê ons gebeurlikheidsplan, as hierdie ouens daar sou wees, en ek hoop nie dit gaan ooit gebeur, en dit het nog nie gebeur nie, maar kom ons sê dit gaan so ver, dat daar mense vermoor word in die huis, moet hierdie protospan die potensiaal hê om te kan sê, kom ons doen huisontsetting, huisopruiming, whatever jy dit wil noem, en dit is so goedgekeur. Weet jy, en dit het so goed gewerk dat die kommissaris van polisie, whatever jy hom wil noem, van Mpumalanga my ingeroep het, en gesê het van, hierdie klomp reaksie, en by Delmas reaksie eenheid onder andere, wat ontsaglik aktief is, waar ek het seker 'n jaar en 'n half van hulle opgelei, het die polisie gesê, die generaal, eers toe hy die video bewys wat die vrou gemaak het, by die uitpasseringsparade, toe dacht ek, dis 'n tipe van, hier word ek toegesluit vandag. Dus hy weet jy wat, van hierdie potensiaal, hierdie vermoë, het ons nie meer in Mpumalanga nie. Is julle bereid om vir ons op te tree as die reaksie-eenheid vir Mpumalanga? So die polisie ondersteun dit totaal. Baie stadium het ek vir hulle gesê, weet jy wat, dis nie myne nie, dis die boere, praat met hulle self. Die boere het toe op 'n stadium 1 operasie saam met die polisie gedoen, en 'n halfpad toe onttrek hulle, toe sê hulle, dis heeltemal te onveilig. Want daar's 'n klomp wapens by, dis vingers op die snellers, dis ons kan nie saam met, as die polisie opgelei word, kan ons saam met hulle werk. So wat ons doen ons baie suksesvol. Ons het onder andere nou die naweek wat kom, Willoughby, né, is wat by Valskermerleon, kom ek sê wat ek op 'n stadium gedoen het. Ek het na die Valskermerleon canopies toe gegaan en vir hulle gesê, weet jy wat, ons weet almal wie julle was. Ons weet presies hoe groot soldaat jy was. Maar wie is jy nou? Waar is jy nou? Wat beteken jy nou vir jou gemeenskap? En ek probeer om daai ouens te kry om aktief in sy gemeenskap betrokke te raak. Dieselfde het by VK gebeur. So die naweek Saterdag is die VK, hulle het, soos wat Valskermerleon, wat noem ons dit, canopies. Canopies het VK's forte oor die hele land. Nou hulle is die 24ste hierdie naweek daar by my. Dan lei ons hulle op om uit te gaan en presies dit te gaan doen. Begin mense in jou gemeenskap wakker maak om jou gemeenskap te beskerm. Begin planne implementeer. Ons het toe nou verder gegaan en ons het gesê, kom ons stig 'n diensgewende maatskappy met die naam van Congwini Rural Safety. So Congwini Rural Safety het 3 direkteure, ek, Andreas Mol en Jabulani Fukade. Die sekretaresse is sy vrou Adel Fukade, die sekretaresse. So ons is die 3 direkteure, maar ons het eintlik geen sê nie, want al 8 groepleiers rondom is members in hierdie nie winsgewende maatskappy. So enige geld wat inkom is deursigtig, kan enige ou kan sien waar gaan dit heen. En ek kan nie besluit nie, en hoekom ek dit gedoen het, net vir julle dit sê, so 'n paar jaar terug, ek het hierdie hele ding alleen gedryf tussen my en Riet, en met 'n hartaanval en allerhande goed in die nag uit, toe sê ek, weet jy wat, as alles oor een ou begin gaan, is ons van die pad af. As een ou doodgaan soos 'n kerk, en die kerk loop dood, dan is daar ergens 'n fout. Toe het ek die gemeenskap almal betrek en gesê, hierdie gaan nie oor my nie, dit gaan oor julle. So as ek nie môre daar is nie, Andreas Mol het 'n jong boer in die omgewing, hy lewer vir Woolworths groot, op sy plaas het hy 'n beheerkamer, al die kaarte is daarop, elke ou, 700 boere by ons in die omgewing wat aktief betrokke is, 700, elke area. Ons het laas naweek, het Saterdag, het ons 'n opleidingssessie, inligtingssessie gehad, by die area wat so ruk terug, een van ons hoogste misdaad area was, Waltaki. Daar was 95 mense by mekaar, by een klein plot areakie wat sê, ons is aktief betrokke. Lei ons op, hoe voer ek arrestasie uit, wanneer mag ek skiet, wanneer mag ek arresteer, hoe werk hierdie wet? Want dit help hier stuur 'n ou uit, maar hy weet nie wat hy mag doen nie. Daar's ouens wat wapens dra, wat nie 'n klou het nie, mag hy skiet, mag hy, sluit hom dan eerder in 'n kluis toe. So ons lei die ouens op, want alles wat ons doen, wil ons binne die wet doen. Weet jy, ons op hierdie stadium op die vlak, waar kolonel Sheltons, wat ons bevelvoerder is, vir ons sê, as ek vir sê, kolonel, ek gaan uit, kom saam met my, dan sê sy van, ek weet presies wat julle doen, gaan aan, ek ondersteun dit 100%. So die hele boeregemeenskap staan saam, en hoe onderhou ons dit? Deur aktief met hulle te praat, en aktief die ouens besig te hou, daai groepleiers, weet jy, omdat misdaad begin uitgaan, is die gevaar,
Hulle begin rondry, dan begin hulle hasies kyk en allerhande goed, dan wonder hulle, hoekom ry ons nou weer eintlik? Dan kry ons hulle by mekaar vir 'n inligtingsessie. Ons doen 'n bietjie opleiding, ons doen nuwe goede. So in ons area regtig dit werk, dit begin uitkring na ander areas toe. Ons het die 31ste vir die wat sou belangstel, is daar onder andere ouens van Marble Hall en 'n paar areas kom van die groepleiers na my toe. Ek het 'n binneshuise skietbaan op die plaas gebou. Dan begin ons met protospan opleiding vir al die seksieleiers, of kom ons noem dit vir al die opleidingsouens in die areas, want as ons in een area ding doen en dit werk, en ons doen dit binne die wet, kom ons kring dit uit na die res toe. Hoekom moet ons nie, want weet jy by ons, as een area, kom ek sê vir jou wel Take probleme het, dan weet Vaalbank en Skoolpad en almal weet presies wat daar aangaan. Hulle weet watter paaie om toe te maak. Hulle weet watter ou ry groot pad toe en wys die polisie in. Ons het bordjies gaan opsit in ons hele area. Oral, elke huis. Jy kan nou, weet jy net veel van 'n interessantheid, die informele omgewings binne in ons. Waar jy indraai op die eens pad, is daar so plakkerskamp. Toe ons die bordjies gaan opsit, toe nommer ons die plakkerskamp Skoolpad Wes nommer 1. Toe kom hulle uit en hulle sê, hey, wat gaan nie aan? Wat se borde is dit? Weet jy wat? Hier is inligtingsborde, want julle is deel van ons gemeenskap. As die polisie moet uitkom, of ek moet vanaand uitkom, of op my langs moet uitkom, dan weet ons dieselfde. Wow, sit hom voor my stad op, sit hom voor my huis op. So almal koop in. Almal, want ek is nie daar vir my nie. Ek is daar vir elke plaaswerker, vir elke ou wat in 'n area bly. En dis elke boer se siening. So en dis wat werk. Ons vat hande en ons sê ons werk vir misdaad in ons area. Dit gaan net oor een ding by ons en dit gaan oor voedselsekerheid. Daar's niks anders wat punte tel nie. Ek gee nie om of wat 'n kerk jy is of waar jy is nie. As jou die veiligheid van jou gemeenskap, weet jy die ander ding is omdat ons so baie by mekaar kom. As ek jou in jou oë kyk en ons het saam gekuier, ons het nou tussen 3 weke agter mekaar het ons verskillende sessies by mekaar gehad, onder andere 2 by my, wat terwyl die een groep van so 50, 60 by mekaar is, begin het paar ouens so lank worsbroodjies braai, en die ouens kuier saam, en die een ou sê van, weet jy wat werk wonderlik? Ek het hierdie ou nou vanaand in sy gesig gekyk, in die middel van die winter, 3 uur môreoggend, as hy op sy radio klim, sê ek het moeilikheid, dan is dit nie so maklik om in jou bed te lê en slaap en te sê, ek weet jy iemand anders te sal nie, dan dink ek, weet jy wat, laat ek hom gaan help, want hy gaan my kom help. So het werk by ons wil hê dit moet in alle areas werk. Ons is besig om te kyk na buitelandse finansiering, ons wil dit hê, ons het kameras op wat werk, ons het allerhande goed op, ek gaan nie in detail daarin nie, maar het gaan oor opleiding, het gaan oor die gesindheid van die mense, en dan die regte leiers identifiseer, en samewerking met die ouens rondom jou. As jy dit nie gaan doen nie, die moeilikheid. Ek sê dit vir julle ouens baie dankie, hoe meer ouens begin saamwerk, hoe beter vir ons almal, want dan kan al die areas dieselfde begin doen, ons kan misdaad beveg, en ons kan nie totaal, ek is baie opgewonde, regtig. Ek het op 'n stadium self gewonder, moet ek nie Kaap toe trek? Moet ek nie dalk oor see? Weet jy wat, ek gaan nêrens. Bly net daar, het gaan oor my area, ons sal daar kos produseer. Dankie julle.